Het iemand al onverwags aan jou voordeur kom klop? Gewoonlik vra mense dan dadelik, wie is daar? Maar stel jy vir 'n oomblik iets voor. Wat as die een wat aan jou deur kom klop, Jesus self is? Dis presies die prentjie wat Jesus in Openbaring 3 gebruik. En hier is wat dit nog meer aangrypend maak. Hy klop nie aan die deur van ongelowiges nie. Nee, hy praat met 'n gemeente, met mense wat gedink het hulle ken hom, maar wat hom eintlik buitekant gelaat het. Kom ek lees vir jou Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Hierdie vers word dikwels gebruik in evangelisasie en dit pas daarin, maar in sy oorspronklike konteks praat Jesus eintlik van 'n gemeente, met 'n gemeente, die gemeente van Laodicea. 'n Gemeente wat ryk was, selfversekerd, gemaklik, maar hulle was geestelik lou. Hulle het 'n kerk gehad, maar hulle het die koning van die kerk buitekant gelos. Wat 'n hartseer prentjie. Jesus breek nie die deur af nie, hy dreig hulle nie, hy forceer homself nie in nie. Nee, hy staan, hy wag en hy klop. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons iets ongeloofliks oor God se karakter. Hy nooi, hy roep, hy soek 'n verhouding, selfs wanneer ons van hom af wegdryf. Luister mooi na wat Jesus sê. As iemand my stem hoor, nie net die klop nie, maar sy stem. Want Jesus wil meer hê as net ons aandag, hy wil ons harte hê. En dan kom sê hy, ek sal by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. In die Bybelse tyd was 'n maaltyd baie meer as net om te eet. Jy het nie sommer met enige iemand aan tafel gesit nie. Om saam met iemand te eet was 'n teken van vriendskap, van aanvaarding, van gemeenskap, 'n verhouding. Met ander woorde, Jesus sê nie, ek wil net jou sondes vergewe nie. Hy sê, ek wil saam met jou leef. Dis die hart van die evangelie. God wil nie net jou bestemming verander nie, hy wil jou lewe met jou deel. Hy wil elke dag saam met jou stap. Miskien voel dit vandag of jy ver van God af is. Jy bid minder as vroeër. Jy lees skaars nog jou Bybel. Jou geloof het afgekoel. As dit jy is, luister dan asseblief mooi na hierdie vers. Jesus het nie opgehou klop nie. Hy wag nie totdat jy perfek is nie. Hy wag vir een ding, dat jy die deur oopmaak. En miskien is hier nog 'n belangrike les. Ons kan so besig raak met kerk, met die dinge van die kerk, met ons bediening, met Bybelkennis en selfs Christelike aktiwiteite, dat ons vergeet om tyd saam met Jesus deur te bring. Want hy wil nie net deel wees van jou kalender nie, hy wil die middelpunt van jou lewe wees. Die mooiste woorde in hierdie hele gedeelte is dalk nie, ek staan by die deur of ek klop nie, maar ek sal ingaan. Jesus beloof nie net om naby jou te wees nie, hy beloof sy teenwoordigheid, sy gemeenskap, sy vriendskap. En vandag klop hy nog steeds. Nie omdat hy jou wil veroordeel nie, nie omdat hy iets van jou nodig het nie, maar omdat hy jou liefhet. Omdat hy saam met jou die pad wil stap. Die vraag is nie of Jesus klop nie. Die vraag is, sal jy die deur oopmaak? As jy dalk so besig geraak het met jou lewe, dat jy van Jesus af begin wegdryf het, en jy besef vandag, hy staan eintlik buitekant. Nooi hom vandag weer in, maak weer die deur oop, en sê vir my in die kommentaar, skryf daar, Here, ek verwelkom U in my lewe. Here, baie dankie dat U ons nie verwerp nie, dat U nie eers kwaad is vir ons wanneer ons U afskeep nie, maar dat U aan die deur kom klop vir ons om oop te maak. En dankie vir die mooi belofte dat U sê, U sal inkom en saam met ons 'n feesmaal hou. Ek maak die deur van my lewe vir U oop, Here. Ek vra U en ek nooi U, kom in en kom hou 'n feesmaal saam met my. Amen. Deel asseblief hierdie video met iemand wat moet hoor dat Jesus nie moed opgegee het met hulle nie, dat hy nog steeds klop. Sy uitnodiging staan steeds oop. Totsiens.